Goeiemôre broers en susters. Ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Dat ons ook erediens mag hou en juis vanoggend mag die sakrament van die heilige nagmaal vier. Ons offergawe is die blou sakkie is die liefdesdiens. Die silwer sakkie is vir die instandhouding van die erediens. En dit sal met vanaand se nabetrachtings erediens ook so wees. Met leedwees het ons verneem van die afsterwe van Sister Grobler in die afgelope week. Ons bid broeder Jan die seën troos van die Here toe in hierdie tyd. Maar Suster Josie Jacob se broer is ook donderdagoggend oorlede. Mag die Here met haar wees. Dan klein Lise Marie Kien, die dogtertjie van Suster Ilse Kien, was die afgelope week in die hospitaal gewees. Sy is daarom weer terug by die huis. En broer Frans Gericke is gister ook weer ontslaan uit die hospitaal uit. Ons herinner aan ons gemeenteete, DV om 12:00 vandag, u word elkeen uitgenooi soontoe. En dan ook ons jongwerkendes word herinner aan ons aksie die 7de September hier by die kerk. Ons sal meer inligting omtrent deurgee. Ons is nou al vir die afkondigings. Ons gaan vooraf sit en saam sing uit Psalm 48 uit. Psalm 48, die 5de vers. Laat Sions berg weer klink van vreug, en laat Judas dogters hulle verheug, omdat God se oordeel hulle verbly het. Die oordeel wat sy volk bevry het. Aanskou die stad, dit is die stad Jerusalem, met skanse, paleise, toringtranse, hoe dit pryk met nuwe prag. Die Here wat sy stad bou, wat sy kerk bou, en meld dit, vertel dit vir die jong geslag, vertel dit vir die kinders. Hierdie Here wat alles gedoen het, hy is ons God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. Psalm 48, die 5de vers, sing ons vooraf sit en saam. Wie sou die Here nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet as die son opkom op die rusdag wat die Here vir hom wat die Here vir homself geskape het. Wie hom nie dank bewys nie in stille môre wagte as ons sy guns omring, wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte. Psalm 92 vers 1, 2 en 4 is ons lofpsalm na die wotem en die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Bely nou saam u ontwyfelbare Christelike geloof saam met die kerk van Christus deur alle eeue heen op alle plekke. Mag ons saam deur God se genade verklaar: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan ewige lewe. Amen. Hy is 'n boom wat diep en vasgeplant sy wortels uitsprei by die waterkant en mild versorg deur vrugbare lenteligte sy volle drag laat sien van somervrugte, geen onspoed wat hom in sy werk sal stuit, wat hy begin voer hy voorspoedig uit. Dit is hoe dit met die lewe gaan van die gelowige wat ons verdiep in die wet van die Here. En dit beteken nie noodwendig dat ons besig is met 'n voorspoedsteologie of dat ons net 'n voorspoedige aardse lewe najaag nie, maar ons is diep en vasgeplant in die huis van die Here. Die versekering van goeie werke vertroos ons ook in die verlossing van Christus. Psalm 1 vers 1 en 2 gaan ons lees nadat ons geluister het na die wet van die Here uit Eksodus 20 uit. Toe het God al hierdie woorde gespreek: ek is die Here God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie, enige afbeelding wat bo in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle in aanbidding nie buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van die ouers, selfs die derde en vierde geslag van die wat my haat, en barmhart, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, en op die 7de dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, en jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en sy donkies nie, enigiets wat van jou naaste is nie.
Ons hemelse Vader, ons dankie Here, dat ons vanoggend weer gewek is tot erediens. En watter besondere erediens is dit nie? Ons is gewek op en uitgenooi om as u kinders die sakrament van die nagmaal te mag vier. Ons bid Here dat u ons in hierdie erediens sal lei ons lofsange. Dit is heerlik om te mag sing tot eer van u naam. Om ook te mag sing die woorde wat u aan ons gegee het om u mee te loof. Dit is tog waarvoor ons geroep word, om u groot te maak en u naam te verheerlik. Alhoewel ons klein en nietig is, so maklik besef ons nie dat wat hier vandag gebeur en die feit dat ons hier by mekaar kan wees, dat dit 'n seëning uit die hand uit is nie. As dit nie van u was, sou ons nie hier gewees het nie. Maar u roep ons en dryf ons deur die Gees om ook 'n lewe te lei wat gerig is tot erediens, om u te verheerlik elke Sondag, maar elke dag van ons lewe. Geer dat ons nou in hierdie erediens sal luister. Ons mag luister na die verkondiging van u woord en dan word dit versterk deur die gebruik van die sakrament. Mag dit vir ons 'n besondere belewenis wees om so in die huis by mekaar te kan wees as broers en susters, as 'n boom wat diep en vas geplant is, gewortel is in u werke. Weet ons, u sal ons nooit laat vaar nie, u sal nooit die kerk los nie. Maar deur die eeue heen tot met die wederkoms, bly u kerk geborge in u genadeverhouding. Mag ons daarin vreugde vind. Ons bid vir elkeen wat siek is, Here. Bid vir die wat nie vandag hier kan wees vanweë siekte nie. Ons is ook dankbaar vir hulle wat ontslaan is weer uit die hospitaal uit. En dat hulle ook nou tuis mag wees en daar verder aansterk. Ons bid ook vir broeder Jan Grobler in hierdie tyd, waar hy en sy familie ook langs oop graf moet staan eerskomende donderdag. Ons vra dat U hulle sal seën en vertroos. Mag hulle die glans van die genade ervaar, wat ons heen wys na die werk van Jesus Christus, wie ons opgewek het tot 'n nuwe lewe, nie net nou nie, maar tot in ewigheid toe. Vertroos die wat bekommerd is, versterk die geloof wat daan, in Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan onsself voorberei tot die woorddiens en ons gaan saam sing uit Psalm 146 uit. Psalm 146 vers 1 en 8. Dit is die God der leermagte, die troue bondsgod van weleer. Yes, hierdie gedagte, die troue bondsgod, onderstreep God se ewige verhouding, sy werksverhouding met sy kerk. Hy is tot in ewigheid die Here. En ons gaan op hierdie gedagte ook dan fokus in die prediking Sion. Sing die God ter eer, prys sy grootheid en loof die Here. Vers 1 en 8 van Psalm 146 as voorbereiding tot die woorddiens.
gaan twee gedeeltes saam lees uit die woord van die Here vanoggend by die oog op die viering van die nagmaal. Psalm 92, asook Johannes 15 vers 1 tot 5. Nou spesifiek die fokus van die prediking Psalm 92 vers 14. 'n Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te dank, om U naam te besing, Allerhoogste, om in die môre U troue liefde te verkondig en U trou in die nagte met 10 snarige instrumente, met harpe en die speel van liere. Want U maak my bly met U werke, Here, oor die handewerk jubel ek. Hoe groot is U werke, Here, hoe uitermate diep U gedagtes. 'n Dom mens weet nie en 'n dwaas verstaan dit nie. Wanneer goddelose soos onkruid opskiet en almal wat onreg pleeg gedui, is dit om vir ewig uitgedelg te word. Maar U is vir ewig hoog verhewe, Here. Ja, kyk, U vyande, Here, ja, kyk, U vyande gaan ten gronde. Die wat onreg pleeg word verstrooi. Maar U het my horings hoog gelig soos die van 'n buffel. Suiwer olie is oor my uitgegiet. My oog kyk neer op my teenstanders, op hulle wat teen my opstaan. My oor hoor met vreugde van die kwaaddoeners. Regverdiges, soos palmbome skiet hulle op. So seders op die Libanon groei hulle hoog. Hulle is geplant in die huis van die Here, in die voorhowe van onsse God blom hulle. In die gryse ouderdom gedei hulle nog steeds. Hulle is weelderig en blaarryk sodat hulle kan verkondig. Regverdig is die Here my rots, en daar is geen ongeregtigheid by hom nie. Vers 14, hulle is geplant in die huis van die Here. Nou gaan ons na Johannes 15 toe. Vers 1 tot 5. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so kan julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Vers 1, ek is die egte druiwestok, my Vader is die landbouer. Deur die loop van die skrif, broers en susters, word die kerk op verskeie maniere aan ons geopenbaar, deur verskeie metafore, verskeie voorbeelde wat gebruik word om die kerk van Christus te beskryf. In die Ou Testament tot die Nuwe Testament staan een saak in besonder uit. En dit is dat die volk van God, die kerk, 'n lewende organisme is. Die kerk is geen menslike klub of 'n maatskappy nie. Hoekom nie? Want nêrens het die kerk begin op grond van die besluit van 'n mens nie. 'n Klub moet kan begin wanneer mense besluit om een te stig. Hulle kom by mekaar, selfs met 'n maatskappy. 'n Klub of 'n maatskappy is nie van buite af lewendig gemaak voordat dit enigstens so was nie. Met ander woorde, die kerk, die uitverkore gelowiges in haar geheel, was dood. Maar is van buite af lewendig gemaak deur die Heilige Gees. En aan beide gedeeltes wat ons saam gelees het, kom hierdie saak na vore. God die landbouer, pragtige voorbeeld is dit nie, wat sy akker versorg en bewerk. 'n Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag, dis die woorde van waarmee Psalm 92 begin. Dis woorde wat ons so maklik mislees, maar is tog woorde wat die trant van die karakter van die Psalm aan ons openbaar. Dit maak 'n groot deel bekend van die inhoud van die dag van die Here. Dit gaan oor die erediens van die kerk.
Die kerk word opgeroep om God te dank. Dit is goed om God te dank, lees ons. Die erediens hier, maar ook die erediens van die gelowige se lewe. Dit is goed om die Here te loof en tot eer van die naam te psalms sing. Die woorde goed hier klink nie vreeslik sterk nie, met ander woorde is goed om die Here te loof. Dit klink nie soos wonderlik of fantasties nie. Dit is goed. Dit klink so gewoon. Maar dit is so gewoon. In die gewoonheid van die woord goed, sien ons die gewoonheid om die naam van die Here te besing. Dit is so 'n alledaagse ding vir die kerk van Christus. Dis niks uitsonderlik nie. Dis niks niets op die agenda nie. Dit is hoe dit elke dag moet wees. Nou gewoonheid beteken nie dat dit nie besonders is of dat daar nie inhoud is nie. Maar bloot dat dit 'n gewoonte is vir die kerk van die Here om Christus te eer en tot lof van die naam van die Here te sing. Dit is tweede natuur vir die kerk om te sing. Dit is dan juis waarvoor God sy kerk kweek en opgroei, die groeiende kerk van God. Hierdie kerk is geplant in die huis van die Here. Hierdie kerk groei deur die genade van die Here. En hierdie kerk dra die vrug van die reg van die Here. Vers 14 neem 'n besondere plek in Psalm 92 in. Hulle is geplant in die huis van die Here. En dit is dan juist die naam van die Here wat besondere aandag kry in hierdie Psalm. Deurlopend kry ons die verbondsnaam Here. In die eerste helfte van die Psalm word die Here geloof vir sy werke wat hy gedoen het. Die kerk word opgeroep om die Here te loof. Oor die naam van die Here het ons al baie in die prediking gefokus en ons kan nie genoeg daarop klem lê nie. Dis in die naam van die Here wat vers 14 in haar wese geanker is. Die Here, Jahwe, dit is 'n Psalm wat begin deur die Here te loof vir sy verbond met ons. Ons kan nie sing as God nie 'n verhouding met ons het nie. Ons het geen rede om God te dank as hy nie homself aan ons gebind het nie. Maar die kerk van die Nuwe Testament bly ook in hierdie verbond. En julle is die kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. Handelinge 3 vers 25. En juist hierdie gedagte bring ons dan by die fokus van die Psalm in vers 14, geplant in die huis van die Here. In hierdie vers word daar 'n paar belangrike gedagtes vir ons oopgemaak, waarvan die eerste die werk van God is, geplant. Ons het reeds hieraan geraak, dit is 'n verbondsterm, dit is 'n verbondsaksie. Duidelik vestig God vir homself iets. In die beeld sien ons hoe daar gesaai word, versorg word wanneer hierdie plantjie opgroei, bewaar word. Daarom in die huis van die Here, die gedagte van huis, ons hoort, nie daar ver van God af nie. Reeds in die Ou Testament plant God sy kerk by hom, naby aan hom. Die huis van die Here sou die Ou Testamentiese leser dadelik laat dink het aan die tempel in Jerusalem. En die teken van die tempel, wanneer die volk die tempel daar op die Sionsberg sien staan het, is hulle daarvan verseker dat God met hulle is en dat God oor hulle regeer. Geplant. Die verbond, broer en suster, is meer as net 'n ooreenkoms tussen God en mens. Geplant beteken God kweek vir hom die mens. Sorgvuldig en met liefde. Die ewige trou en die ewige liefde van God vir sy kerk kom in hierdie gedagte na vore. Aangesien daar verder in hierdie gedagte ook die beeld van permanensie inkom. Ons weet elkeen broer en suster, daar waar 'n boom staan, daar is hy geplant.
Hy skuif nie. Interessant hoe die gedagte van die uitverkiesing reeds in die Ou Testament na vore kom in hierdie vers. Geen boom het gekies waar hulle wil groei nie. Daar is 'n krag wat van buite af gewerk het, wat bepaal het waar daardie boom moet plant, het sy dit die wind is wat 'n saadjie aangewaai het, of 'n mens wat dit bewerk het. Maar hy's daar geplant en hy groei. Psalm 100 maak dit duidelik, God wat vir homself 'n volk bymekaar maak, wat 'n dooie volk weer laat groei, soos ons in Esegiel 36 ook lees. Die gedagte wat ewig in die huis van die Here word verder in die Nuwe Testament dan ook openbaar. Christus sê ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Die gedagte van die huis van die Here word voller in Christus. Geen bakstene nie. Die Ou Testamentiese kerk se Ou Testamentiese tempel althans bestaan nie meer nie. Maar die liggaam van Christus word die rots waarop God sy kerk laat groei. Die rots waarin God sy kerk plant. Die tekens van brood en wyn wys, is ons nie deel in die liggaam en bloed van Christus nie. Bely ons nie daardeur dat ons geplant is in die liggaam van Christus nie, nog steeds deel van God se huis. So mag ons laastens getroos word in die permanente werk van Christus rakende ons plek in die huis van die Vader. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan hom vir julle 'n plek te berei. Broer en suster, 'n pragtige belydenis wat ons vandag hier aan die tafel van die Here moet maak, is dat ons is geplant in die huis van die Here. Nie deur eie keuse nie. Nie deur eie krag nie. God plant ons hier. Hy plaas ons hier. Dit is wat die kerk beteken. Ons is ewig in die verbond wat God met ons gesluit het, vir ewig getroos in die genade van Jesus Christus. Hebreërs 8 vers 6 sê duidelik dat Christus juis die verbond kom hernie het deur al die nasies, al die uitverkore kinders daarin te sluit, te plant in die huis van die Here. Christus plant sy kerk. Maar hy laat ook dan verder sy kerk groei deur sy genade. 'n Verdere gedagte wat ons in vers 14 dan kry, is die gedagte van versorging, geplant in die huis van die Here. Enige plant het water nodig. Nie net om te oorleef nie, maar om te kan groei, om te kan sterk word, te plant voedingsstowwe nodig. Wanneer ons hoor, broer en suster, ons is geplant in die huis van die Here, dan kom die voorsienigheid van God op 'n besondere manier hier ter sprake. Ja, daar is die fisiese voorsienigheid van ons daaglikse brood, maar spesifiek kyk ons nou na die geestelike voorsienigheid, die geestelike versorging van Christus oor sy kerk in sy huis. Sy kerk wat in hierdie lewe deur allerlei teëspoed getref word. Sal die kerk nog bestaan? Baie relevante vraag, sal die kerk nog bestaan? In gister se koerant en gister se beeld was daar weer eens die artikel kerke loop leeg tot 50 NG Kerke verklein of gesluit. In die gereformeerde kerk sien ons dieselfde, in ons eie klasses is daar 'n gemeente wat gaan ophou bestaan en saamsmelt. In ons eie gebied is daar nog verdere gemeentes. Waarin is God dan op pad? Met sy verbond. Die wêreld sit en kry lekker. Sommige die kerke so streng en eng is. Moderne mense vind nie meer aanklank daarbey nie. Die moderne mens wil dit nie meer hê nie en dit is die waarheid. Moderne mens gaan dit nie wil hê nie. Geen sondige mens soek die waarheid van die skrif nie, maar hulle sal vir hulle self leermeesters bymekaar maak om hulle nie gehoor te streel, sê Paulus. Maar in die feit, broer en suster, dat God ons plant in sy huis, word ons nog vertroos. Hy wil nog sy kerk hê. Dis geen menslike keuse nie. Hy wil nog hê die prediking van die evangelie moet waar wees, gerig wees teen die wêreld.
Hy wil nog hê die sakramente moet reg bedien word. Hoekom? Hoekom is dit so belangrik, broer en suster? Is dit nie ritualisties nie? Want die Here leer deur die verkondiging, die suiwer verkondiging van die woord en deur die gebruik van die sakramente alleen groei die kerk van Christus. Daar kan nie groei wees sonder dit nie. Dalk nie in getalle nie. Maar het Christus al ooit gepraat van getalle in die Nuwe Testament? Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind, sê in Matteus 17. Christus was nog nooit beïndruk met groot getalle nie. Nog steeds, ten spyte van wat die wêreld van buite af sien hoe die kerk lyk, groei die gelowiges wanneer ons vandag die woord luister, soos ons nou mee besig is. Wanneer ek en jy vandag die sakrament mag gebruik. Broer en suster, wanneer jy kom sit, beleef hoe jy groei deur God se genade. Soos 'n plant wat dors was, wat smag het na water, so sal jou siel nou verkoop word wanneer jy die tekens van brood en wyn gebruik. Die sakramente, veral die brood en die wyn wat die kerk as boom in die huis van God versterk. Die bediening van die woord is die grond waarin hierdie boom groei. Die wortels van die kerk is in die woord ingeanker. Broer en suster, as jy net 4 keer 'n jaar hierdie plant gaan probeer water gee, gaan hy vrek. Ons kan nie net 4 keer 'n jaar hier kom sit en dan verwag ons geloof gaan groei nie. En dan verwag dit gaan vir ons iets beteken nie. Ek wil graag sien hoe lyk die plant wat jy in jou huis het as jy net 4 keer 'n jaar water kry. En dit is die beeld wat ons kry in Psalm 92, broer en suster. Dit is eintlik so prakties. Nee, die kerk moet gereeld by mekaar kom. Elke Sondag. Nie net om te oorleef nie, maar om te kan leef, om te kan groei, om te kan sterk word. Dan sien ons die waarde van God se woord. Dan sien ons die krag van die gebruik van die sakramente. En daardeur word ons opgeroep om die vrug van God se geregtigheid te dra. Die reg van God. Dit moet die kerk verkondig. Want dit is deur sy reg wat ons geplant mag wees in die huis van die Here. Deur God se reg, nie deur ons reg nie. Weet jy, broer en suster, ons het dit nie gedoen nie. Dit gee Christus ons nog steeds rede om Psalm 92 en al die ander psalms te kan sing. Die naam van die Here word deur die Seun vir ons 'n werklikheid, omdat die Seun ons verbind aan die Here. Hy bewerk hierdie reg. Ons word gedoop tog in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. By die naam van die Here aan ons verseël. In Christus sien ons die goedheid en liefde van die Here op 'n besondere manier. In die oortreffende trap. Die liefde waarmee hy sy eie seun aarde toe gestuur het. Om sy verbond met ons te verseël. Die trou van die Here in Christus, hy sal ons nooit verlaat nie. Die lied van die Sabbat. Die kerk wat geplant is in die huis van die Here, hulle sing hierdie lied. Oud en jonk. Hoe baie keer hoor ons, daar sit ou mense in die kerk. Dit word so half snedig gesê, nie waar nie. Dit sit ou mense. So asof ouer broers en susters skielik irrelevant geword het in die kerk van Christus. Dat die kerk nie daardeur kan voortbestaan nie. Laat hulle maar uitsterf, dit beteken niks. Is die kerk van die Ou Testament nie gebore uit 'n 99-jarige stamvader Abraham nie? Het God nie vir hom deur 'n ou mens, 'n totale volk, 'n kerk verwek nie? Ons praat snedig oor die ouderdom van die kerk, omdat ons nie die werk van die Here verstaan nie. Die kerk van Christus bestaan nie uit getalle of ouderdom nie. Die kerk van Christus bestaan op grond van die reg wat Christus self bewerk het, sodat ons sy kerk mag wees. En daarom word ons opgeroep om God te loof op hierdie rustdag, die dag wat hy gekies het. Oud en jonk bly relevant in die kerk van Christus. In die erediens waar tydens ons nagmaal vier, kom hierdie gebod van die Here nog sterker vir ons as kerk van die Nuwe Testament deur.
Die Sabbat hou nog 'n groter gedagte van herdenking in die skepping, die verlossing uit Egipte waar tydens God se almag uitblink. Maar nou is daar deur Christus nog 'n saak by die Sabbat bygevoeg en dit is die nagmaal. Doen dit tot my gedagtenis, dink terug. Dit is waar 'n sakrament gaan. En ons dink terug aan God in sy volle werke wat hy al reeds aan ons geopenbaar het. Die betekenis van wie God is. En dit is hoekom ons begin het by die naam van die Here. En ons sien hierdie feit ook duidelik in die lofsang van Paulus in Romeine 11. Ons kan sê Paulus gebruik Psalm 92 as teks vir sy lofsang. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Die titel van hierdie psalm dui op die skepingswerk van die Here. Aangesien die 7de dag die dag is waarop God gerus het van sy skepingswerk. So neem die rusdag 'n karakter van lofprysing aan. Ons gaan verder DV vanaand daarop fokus. Selfs ongelowiges moet verwonderd staan wanneer hulle die ingewikkelde ontwerp van God se skoonheid en sy skepping bestudeer. Die ongelowiges staan verwonderd, die kerk van Christus staan en loof die Here, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Die werk van die Here wat ons nie eers kan verstaan nie. Ons sing nie net van God se skepping nie, maar ons sing van sy herskepping, naamlik ons verlossing wat ons nou mag gedenk aan die tafel van die Here. Sy loyale liefde vir sy volk. God bind hom aan sy volk deur sy verbond, maar hy is ook lief vir ons, broer en suster. Hy is onvoorwaardelik lief vir ons. Deur sy ewige verbondsliefde stuur hy sy seun, sodat ons gered en herskep kan word. Ons sien dat die herskepping van die Here ons laat groei in sy goedheid, groei in die huis van die Here. Geplant in die huis van die Here, ons is die lote en Christus is die wingerd. Ons groei as liggaam van Christus wat by hom ingeplant is. Die hele doel van die erediensgerigte lewe van die gelowige, die lofpsalms tydens die diens, is sodat ons kan groei in ons ywer vir die Here. Dan die laaste doel, sodat ons kan verkondig wat reg is. Ons sing, ons hou erediens, sodat ons kan getuig van al God se dade in ons lewens. Amen. Ons gaan nou die formulier vir die viering van die Heiliges Nagmaal saam lees, die verkorte formulier. Maar dit ook dan vir ons 'n uiteensetting is van wat God in die skrif leer rakende die viering van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, en luister na die instellingswoorde van die nagmaal, van die heilige nagmaal, van ons Here Jesus Christus soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is
en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en toesoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons osself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter hierdie genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons verseker wees dat ons God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom dat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enigste kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. En hy het vir ons die ware voedsel en drank van ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons 'n lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as die Here van een liggaam en ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid en liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al hoe meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons ewige kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan nou as voorbereiding tot die nagmaal sittend vooraf saam sing uit Psalm 92, terwyl die diakens vir ons verder die tafel gereed maak.
verse 6 en 7. Die palmboom hoog en rustig, 'n seder sterk en skoon met breë blare kroon. So groei God se volk, so lustig. Hulle groei deur God se genade, hulle bloei daar hoog en fris waar God se voorhof is, in skone lofgewade. Psalm 92 vers 6 en 7 sittend as voorbereiding tot die nagmaal. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn sy gedagtenis ontvang. Daar is 'n geleentheid vir die syblokke, want kom sit aan die tafel. Is nog so 2 plekke ook. Ons gaan met hierdie tafel ook die broers en susters aansoek gedoen het om in die banke bedien te word, ook dan bedien. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die brood wat ons breek, dit is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot volkome versoening al ons sondes. Dan hierdie kant, die in die banke bedien moet word, asseblief, broeder Reinhard.
Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus gestort is tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes. Psalm 136 is een van die psalms wat geskryf is met 'n refrein. Sien hierdie refrein kom ook in die teks na vore. Loof die Here met blye klank, loof sy naam, bewys hom dank. Spesifiek die refrein, want sy goeie tierenheid, sy goedheid en sy liefde, sy verbond sal bestaan tot in ewigheid. Psalm 136 vers 1 aan tafel, vers 2 as ons terug beweeg. Daar's geleentheid vir die middelste blok om te kom aansit. Nog baie plek, broers en susters, jy kan kom. So aan my regterkant en aan my linkerkant is hier nog heel wat plek. Hierso ook. Maranda. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, die brood wat ons breek, dit is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, dit is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus gestort is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Loof die God wat onbeperk wonders en sy almag werk, van sy goedertierenheid sal bestaan tot in ewigheid. Ons gaan Psalm 136, nadat ons die sakrament gebruik het, verse 3 aan tafel, verse 4, wanneer ons terugbeweeg, ek sal dit weer aankondig voor ons sing. Psalm 136, vers 3 aan tafel, vers 4, wanneer ons terugbeweeg. Daar is weer geleentheid vanuit die syblokke om te gaan sit aan die tafel. So baie plek, broers en susters. Jy kan van die middelste blok ook af begin inskuif. Broer en suster, die brood wat ons breek, dit is ons gemeenskap by die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met dankseggings
O, ekskuus, is van. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, dit is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus gestort is tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes. Loof God, ligte groot van glans, stel hy aan die hemeltrans. Hy stel die son en die sterre en die maan, stel hy aan die hemeltrans. Want sy goeie tierenheid sal bestaan tot in ewigheid. Vers 5 van tafel, vers 6, wanneer ons terug beweeg. Daar is weer geleentheid om te kom aansit aan die tafel. Het 'n aanduiding kry van wie moet nog die sakrament gebruik? Sal nog een tafel dan hê. Broers en susters, die brood wat ons breek, dit is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, dis ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus gestort is tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes. Aan die son gee hy gesag, opperheerskappy van die dag. Maan en sterre in minder pragt, lig en vonkel deur die nag. Want sy goedertierenheid sal bestaan tot in ewigheid. Vers 7 aan tafel, vers 8 ons terugbeweeg. As geleentheid, man kom sit aan die tafel. Broers en susters, die brood wat ons breek, dit is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, dis ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus gestort is tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes.
Psalm 136 vers 19 en 20 gaan ons ten slotte sing. Loof die Here wat ewig leef, mens en dier hulle spyse geef, want sy goedertierenheid sal bestaan tot in ewigheid. Vers 19 aan tafel, vers 20 wanneer ons terug beweeg. Geliefdes, omdat die Here ons nou met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee, en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal in ons bekragtig. Ons dank U dat U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry in die offer van die seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, ons sy ontwil. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing uit skrifruiming 15-1. In die ou nummering is dit 75. Skrifruiming 15-1 of skrifruiming 75. Ons gaan al 4 die verse sing van die bruiming van Efesiërs 3. Aan hom wat kragtiger in ons kan werk as wat ons bid of dink. Aan hom die Here bring ons in Christus ewig ere. Amen. Aan hom die ere in die kerk.
verhef je harte tot God en ontvang nou sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en hy sal u sy vrede gee. Amen.